Die geheime skat. Eendag, nie te lank gelede nie, het die pikkewyne op die strand gespeel. Hulle het glad nie in die see gegaan die dag nie, want daar was 'n massiewe storm. Die golwe was verskriklik groot, het op die rotse neergeval wat die wit skyn spat en reënboë maak in die lug. Seeplante het van die rotse afgeskiet, mossels het losgeskeer, so groot was hierdie rotse gewees. Die pikkewyn het op die strand gespeel, maar die golwe julle was so groot, soos huise wat aangerol kom. En het die sand opgedruk teen die palmbome, so die pikkewyne moes tussen die groen ruigtes van die woud gaan speel, daar waar die strand en die woud bymekaar kom. Op hierdie kol af het twee pikkewyntjies, Harry en Larry, het hulle 'n grot ontdek. 'n Klein openingkie agter 'n bos, wat in 'n groot grot inloop, met allerhande tekeninge teen die klipmure. Miskien het Boesman pikkewyntjies dit geteken, 'n paar jaar gelede. Tekeninge van dinosourusse, groot akedisse, met skerp tande, bietjie geveerd. En 'n berg agter die dinosourusse. En Harry en Larry het dadelik geweet, hierdie is ons berg. Kyk net daar. Daar's die bietjie sneeu op die bopunt. En die vulkaanstuk, hierdie is ons berg. Kyk, hierso is hierdie boom, hier's die rots. En ja, kyk, daarso is ek sien daarso is skatte. Wat? Skatte? Ons weet van die berg en die groot boom, maar die skatte? Harry en Larry het so hard gedink as wat hulle kan om hierdie prentjie te onthou. Maar van die groot boom af was daar spinnekoppe, en dan is daar 'n massiewe kloof, en na dit is daar nog 'n grot, met pyle? Pyle? Is daar pyle in die woud? Nie waarvan hulle weet nie. Agter die pyle is 'n groot klip deur. Nou moet hulle dit net onthou, nê? So Harry en Larry het uitgesluip by die grot. Hulle het weer die bossie mooi voor die voorkant gemaak, want niemand anders moet uitvind van hierdie verskriklike skat nie. Dit is hulle skat. Harry en Larry het huis toe gegaan. 'n Beld om hulle middel vasgemaak. In die beld was daar 'n sardyntjie vir padkos, 'n seester as 'n wapen, en swart verf, 'n bolletjie klei swart verf, om hulle gesigte vol strepe te maak, sodat hulle vermom is as hulle in die bos ingaan, en 'n toutjie, en 'n skerp klip. Wow, met hierdie 5 items in hulle belde is hulle daar weg in die bos in. Harry en Larry, die skattejagters. In die bos het hulle reguit gestap na die groot boom toe, want hulle het geweet, van die groot boom af, is waar hierdie skattejag regtig interessant gaan raak. Hulle het net geweet, waar is die boom. Hulle kon hom sien van die strand af, maar hulle was nog nooit daar nie. Julle, op pad aan die groot boom toe, vra Harry vir Larry. Hey Larry, sê gou vir my, was daar vlermuise, nee? Ja, sê ja, ek onthou daar's skerry goeie wat ons kan bang maak, dit was vlermuise. Hulle is soos klein swart pikkewyntjies, lelike pikkewyntjies, net met groter vlerke, hulle kan vlieg. Maar op pad soontoe, die volgende oomblik, stap Harry deur 'n spinnerak. Hier oor sy gesig, en dadelik word hy ninja. Tja, en hy veg en hy beklei met hierdie spinnerak, en hy sê, so, is net 'n spinnerak. Ek hou nie van 'n spinnerakke nie, want ek weet nooit waar is die spinnekoppe nie. Larry is ook deur 'n spinnerak, maar hierdie een is 'n web is bietjie sterker. Hy begin vassit. Harry is na hom, ook in die spinnerak in. En terwyl hulle hierso trek, om hier uit die spinnerak uit te kom, is hulle in 'n volgende een, en in 'n volgende een, julle later is hulle so styf toegedraai. Hulle weet nie gaan hulle uitkom nie, en toe hoor hulle, toe hulle omdraai, in die boom agter hulle, is die grootste lelike spinnekop, met oë wat blink in die donker, en 'n groot rooi tande, gereed
om hulle te kry. Hierdie spinnekop het 'n baadjie aan met knopies op en albei sê, knopies spinnekop, baie giftig. Maar Harry en Larry vroetel albei die eerste ding wat hulle uithaal is 'n skerp klip. Dadelik begin hulle sny aan hierdie spinnekopweb en hulle kry die web gesny. Dit kom in sulke toue af. En hulle besluit, ons gaan hierdie toue nodig hê, hulle rol daai tou om hulle vinnetjies en hulle begin te hardloop, maar die spinnekop is agterna. En hy het sy stert uit, skiet hy. Spinnekop patrone met toue aan. Een vang Larry om sy voet. Harry is soos, nee, my maatjie, kom nie! Toe die spinnekop naby kom, gooi hom met 'n sardyn. En die spinnekop is dadelik soos, yummy. Hy hardloop agterna. Toe die sardyn gegryp het en omdraai, is Harry en Larry weg. Met 'n verskriklike lang tou van hierdie spinnekopweb. Harry en Larry is daar in die bos in. Hulle hardloop vir al wat hulle werd is, maar die volgende oomblik moes hulle remme aanslaan. Want hulle het voor 'n groot kloof geëindig en Harry is soos, o ja, hy's 'n kloof. Hy verloor sy balans vooroor. Larry gee vir hom die punt van die tou en sê, hou vas van hierdie spinnekopweb, daarom is dit bietjie stikkie. Daar val Harry oor die kraanse af. Larry maak 'n plan. En hy maak die punt om 'n boom vas by hom. Toe span daai web styf. En Harry skree van haar af, dis okay, jy kan kom. Larry koekeloer daaroor en sy voet gly. Val hy. Maar daarom gryp hy vas aan die tou. En hy gly onder tot op Harry se kop. Boem. Oeps. Daar lê daai tweeetjies. En hulle wonder wat nou. Daarom het hulle hierdie spinnekopweb gehad. Om 'n lang tou te wees. Terwyl hulle nog wonder wat nou. En hier's 'n krans. Hulle moet aan die ander kant opkom. Moet hulle op. Daar's 'n grot. En in die grot lyk dit vir hulle soos trappies. Hulle voel aan hulle belde rond vir 'n flits. Hulle het nooit 'n flits ingepak nie. Hulle stap met die trappies op, maar hulle hoor tik, 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 elke nou en dan en wonder, wat is dit? En die volgende oomblik, onder van die grot af, val 'n trappie weg en hulle omdraai. Kom daar 'n spies uit. Reguit op na hulle toe. Hulle is soos, wat? Duik uit die pad uit. Daai spies kom op en hy tref die dak van die grot bokant hulle en skiet 'n klip los. En die klip rol terug af met die trappies. Skree altyd daai pikkewyntjies, Harry en Larry. Maak hulle self klein. Kry 'n openingkie aan die weerskante van die grot. Gaan in. Rol daai grot, daai massiewe klip verby hulle in die grot af. En toe hy verby is, hoor hulle klak. Nog 'n trappie sak af en 'n spies kom uit. En hy skiet verby hulle voor in die dak van die grot vas. En raai wat gebeur? Nog 'n klip kom uit. Harry en Larry hardloop 10 trappies op. Kruip jy weg aan die kant van die grot. Kom hy verskriklike klip afgerol. Toe hy onder is, skiet nog 'n spies, maar Harry en Larry gryp daai spies. Ja! Uit die lug uit en hulle vang hom. En daai spies kom so vinnig verby. Hy dra hulle uit tot heel bo by die opening. Uit is hulle. Julle, nou lê hulle daar buite met 'n massiewe spies. En 'n blink klippie in die punt. En hulle wonder soos, wat 'n spies is hier? Hulle kyk na hom. Daai spies is lig. Lig genoeg om mal ver te gooi. Maar hy lyk vir hulle sterk. So Larry vat die spies en hy sê, Harry, hou jou bout. Ek wil kyk of hierdie ding kan breek. Nee! En hulle slat 'n boom. Maar daai spies breek nie. Hy kraak nie eers nie en hulle weet, hierdie is 'n baie sterk wapen. Dalk moet hulle hom hou, want toe hulle by die spinnekopwebbe saamgevat het, het hulle dit gebruik by die kraans. Nou het hulle spies gekry en wat was volgende op die kaart? Nou dink al twee hard. Hulle weet nie, maar hulle stap vorentoe. En hoe meer hulle stap, hoe helderder begin die klippies skyn op die voorpunt van hierdie spies. En later word dit so sterk soos 'n lig. Wat verskriklik skyn in die donker. En hy skyn in 'n donker gangetjie af tussen die bome. Teen 'n klipmuur. Hulle stap tot by die klipmuur. En daar's 'n gaatjie in die klipmuur.
En onder die gaatjie is 'n prentjie van 'n lang stokkie en hulle wonder, op die prentjie is daar 'n lang stokkie met 'n liggie op die punt. Wat kan dit wees? Harry en Larry wonder, het julle dalk 'n idee wat dit kan wees? Die spies. Die spies is 'n sleutel, hulle druk hom in by die deur, draai hom, klik, en daar gaan die deur oop, klik, 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 tot bo. En Harry en Larry voel 'n koue luggie uitdruk uit hierdie grot uit. En binnekant ruik ietsie wat hulle dink vreemd ruik, maar dit ruik vir hulle soos 'n skat. So hulle stap in, toe hulle verby die deur stap, val daai deur toe. In die pikstuk nagdonker is hulle. Wat gaan hulle gebruik as 'n liggie? Maar die spies se punt is deur die deur. En hulle haal die hele spies uit en sy liggie. Daar is 'n stukkie spies vas. Wat gaan hulle maak? Hulle wil die liggie hê wat skyn met 'n lig van agteraf. Maar die spies sit nog vas in die deur, maar die liggie, die klippunt van hom is deur. Maar hy skyn 'n straallig reg in die grot af en toe hulle kyk, toe sien hulle daarvoor is 'n pot. Uit die pot uit skyn goeters. Hulle stap af nader en nader, so verskriklik haastig, en toe hulle daar kom, trip Harry oor Larry se voet, en hy stamp die pot. Die pot val af van die klip waarop hy staan. Psh, breek in 1000 stukkies op die grond. En hierdie goue poeier wat skyn, lê oor die grond, en toe hulle kruip om dit te kry, druk hulle op 'n klip op die vloer. En 5 klippe val om hulle uit. En daar begin water inkom. Wat gaan hulle nou maak? Die water kom en hulle soos, maar die skat lê hier op die grond, help ons! En hulle spartel verskriklik rond. In die spartel sê Harry, hier's 'n handvat, sal ek kan vashou, en toe hom trek. Gaan die hele onderkant die vloer van hierdie grot oop. En saam met die water suig dit hulle af. En daar gaan hulle in 'n donker tonnel af saam met die water. Maar op die punt van die tonnel is 'n liggie. En die liggie word helderder en helderder en helderder. En hulle skiet uit die dak van 'n grot onder die grond. En hulle val in 'n poel helder kristal, goue water. Onder in hierdie poel is al die kleure klippe, edelgesteentes, skatte. En hulle is baie bly. Jippie! Maar toe wonder hulle, ons is nou hier onder. Waar is hier onder? Ek ruik seewater en ek sien seeplante. So ons is iewers naby die see onder rotse. Maar hier's die skat. Maar ons wil eerder hier uitkom. Hoe gaan ons uitkom? Hulle kyk om die rande rond. En darm sien hulle 'n plekjie, 'n openingkie om onderdeur te swem. Maar op hierdie stadium is hierdie rotse en hierdie golwe mos nog verskriklik groot. Dit spat in by die openingkie. Maar hulle weet, sodra die see rustig raak, gaan hulle daar uitswem. Maar wat gaan hulle maak met die skat? Dit is te veel om uit te vat. Gaan hulle die ander pikkiewantjies daarvan vertel? Miskien. Eendag sal ons hoor wat hulle gemaak het. En moet dit een vir jou